Die DA werp als in sy stryd om 'n 10 miljard rand se ooreenkoms tussen die Johannesburg Metro en die munisipale werkersvakbond te keer. En die ruiter in swart sterf. Goeiemiddag, dit is tyd vir Pretoria FM se visuele nuusbulletin in Afrikaans. Ek is Walter Ernst. Die DA het 'n aansoek om 'n dringende interdik ingedien om die 10 miljard rand se ooreenkoms tussen die Johannesburg Metro en die Suid-Afrikaanse munisipale werkersvakbond SAMWU te keer. Die DA sê die ooreenkoms is 'n politiek gefasiliteerde ooreenkoms deur die ANC wat gebruik word om SAMWU se steun vir die ANC in die komende verkiesing te koop, terwyl inwoners van die metro steeds sonder elektrisiteit, water en vullisdienste moet klaarkom. Die DA se burgemeesterskandidaat vir Johannesburg, Helen Zille, sê die ooreenkoms is moontlik sonder goedkeuring of behoorlike raadsprosesse aangegaan en dring daarop aan dat die interdik deur die hof toegestaan word om verdere finansiële skade aan die metro te voorkom. The ANC is trying to use 10.3 billion rand of the city's budget to pay the SAMWU union, who has otherwise threatened not to support the ANC in this forthcoming election, and the ANC needs SAMWU to be its foot soldiers for this election. We cannot allow this political corruption and bribery to continue. It is bankrupting the city of Johannesburg, and we will put a stop to it. Die DA het vandag 'n mosie in die Tshwane Metro raadsitting ter tafel gelê om alle onthullings wat voor die Matlanga Kommissie wat misdadige bedrywighede in die polisie en justisie strukture ondersoek indringend te bespreek. Die party se burgemeesterskandidaat in die metro, Silje Brink, meen egter dat die speaker, Nnedi Mzwanani, nie die mosie sal toelaat nie, aangesien daar reeds stappe teen die hooffinansiële beampte Gareth Mnisi ingestel is. Brink meen egter dat Mnisi se saak slegs 'n klein deeltjie van 'n dieper liggende probleem is. Brink meen dat die metro se burgemeester, Nasipi Moya, Modise beskerm. Dit ondanks forensiese bewyse wat daarop dui dat Modise onwettig voordeel trek uit tenders vir veiligheidsdienste en watertankwaans. Ons het verwag dat die burgemeester van die stad, Nasipi Moya, sterk leiding gaan inneem, soos wat die rol van haar vereis. In plaas daarvan het sy by 'n perskonferensie langs Modise gesit en basies niks gesê nie. Met ander woorde, sy beskerm hom. In plaas daarvan om hom te skors, om hom uit daai portefeulje uit te kry, soos wat sy met haar kollega Kolofelo Morudi gedoen het, wat ook betrek is by ongeruimthede by die Matlanga Kommissie, ondersteun sy Modise. Die polisie se eenheid vir georganiseerde misdaad en hondeeenhede het op die duine in Daesville in Saldanha toegeslaan op soek na die vermiste Jocelyn Smith. Dit volg op berigte dat bebloede klere en ander moontlike bewyse in die gebied gevind is. 'n Plaaslike aktivis het glo die items ontdek wat tot die hernuide soektog gelei het. Hoewel Jocelyn se ma en 2 medebeskuldigdes reeds lewenslange vonnisse uitdien vir ontvoering en mensenhandel, duur die ondersoek na Jocelyn voort. Die polisie het beklemtoon dat geen tasbare bewyse nog bevestig is nie, maar dat alle leidrade deeglik ondersoek word om vordering te maak. 'n Belangrike sperdatum word van dese maand vir visums in Suid-Afrika verwag. Buitelandse aansoekers met uitstaande vrystellings en appelle by die Departement van Binnelandse Sake kan teen die einde van Maart gedwing word om die land te verlaat wanneer die huidige visumkonsessie verval. Die konsessie is sedert 2022 verskeie kere verleng om wettige inwoners teen ongewenste status te beskerm, maar daar is geen aanduiding dat dit weer verleng sal word nie. Die huidige konsep beskerm buitelanders met hangende aansoeke, insluitend die wat lank in Suid-Afrika woon, getroud is met burgers of permanente inwoners en sedert 2022 op 'n besluit van Binnelandse Sake wag. Buitelanders word aangeraai om die departement se aankondigings noukeurig dop te hou en hul opsies te oorweeg om hul wettige status en familie- en werkbelange te beskerm. Die man wat sedert 1955 as die ruiter in swart in fotoverhale menige skurk se einde beteken het, is in die ouderdom van 86 jaar oorlede. Dani van Rensburg, wat die rol van Vonk de Ridder vertolk het, was akteur, perdeafrigter en held vir skoolkinders, troepe en enige Suid-Afrikaner wat van westerse storielyne gehou het. Hy was bekend as die held wat net melk gedrink het en aan geheueverlies gelei het
en was volgens lesers behoorlik die boere se Chuck Norris. 'n Versorgingsoord in Nelspruit het bevestig dat hy op 16 Maart oorlede is nadat hy onlangs geval en sy heup gebreek het. Australië het 'n verbod ingestel op Iranse besoekers oor die moontlikheid dat sommige toeriste sal besluit om nie na 'n oorlogsone terug te keer nie. Die Australiese regering sê enige persoon wat met 'n Iranse paspoort reis, sal vir die volgende 6 maande nie die land mag binnekom vir toerisme of vir werk nie. Australië sê dat die VSA-Israeliese oorlog met Iran die risiko verhoog dat daar mense in die land sal aanbly nadat hulle visums verval het. Die verbod geld ook vir die meer as 7000 mense wat reeds besoekersvisums ontvang het. En dit bring ons aan die einde van vanaand se visuele nuusbulletin in Afrikaans. Ons het môre weer 'n afspraak.